Ek weet nie wie van julle het my tema gesien vir die boodskap nie, ons het in die week uitgesit. Ek is nie so goed met prentjies nie, so ek het iemand wat my help met mekaar te sit en op te maak en ek is baie dankbaar daarvoor, anders sal ons nooit sulke advertensies uitsit nie. Maar ek het die tema gemaak, die vuur van die Here, dis nie die tema van die preek nie, dis maar net om 'n bietjie aandag te kry dat die mense kan dink daaroor. Want vuur is nog 'n sentrale tema in die woord, is dit nie so nie? Reg deur die Bybel as ons lees, dan is daar iets met vuur te doen. Reg aan die begin, waar die eerste offer is daar vuur gewees. En ons leer die kinders in die kinderbybel, die rook het opgegaan en skuins gegaan en hierdie en daai rede, maar daar was vuur gewees. En bietjie verder is daar vuur toe die volk uit Egipte uittrek. Daar was 'n vuurkolom in die nag gewees wat hulle warm gehou het. Later lees ons van die vuur van die Here wat afgekom het en mense verteer het. En ons lees van die vuur wat daar rondom die 3 manne in die oond was. Saulsak, Meelsak en Abeljenig, né? Sadrag, Mesach en Abednego. Ons lees van vuur daar, waar die Here se vuur daar beskerm. Heel aan die einde van die woord lees ons van die poel van vuur, waarom die duiwel sy trawante gegooi gaan word.
Is dit nie so nie? En ons lees, wat ek op die advertensie gesit het, en ons het al vanoggend genoem ook, ons God is 'n verterende vuur, is dit nie so nie? Maar ek wil vanoggend oor 'n ander tema praat, of 'n ander vuur praat, een van die belangrikste vure wat ek dink ons moet hê. Johannes praat hy van, hy wat na my kom, gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Amen. So as jy die woord het, kan jy oopmaak in Matteus hoofstuk 26, ons gaan daar lees 6 verse van vers 30 af tot by vers 35. Matteus hoofstuk 26 vers 30 tot 35. My Bybel, wat sê 1, 2, 4, 2. Het sê, nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg, dis net nadat hulle die laaste Pasga gebruik het. Toe sê Jesus vir hulle, dis sy disippels, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van sy kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarom antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloor. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloor nie. So het al die disippels gesê. Wat beteken dit om te sê ek die vuur van die Here? In die gemeente, wat dink jy? Ons sê almal, ons wil die vuur van die Here hê. Wat beteken dit? Wat dink jy? Celine is nou nie anders as ons begin het, maar wat dink jy? Heilige Gees, die Heilige Gees by ons sê. Maar die woord sê toch, hy gaan ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Krag? Wat is die vuur van die Here nog doen? Ons sê ons met die Heilige Gees en met vuur en ons praat daarvan, maar ons dink nie altyd daaroor, is dit nie so nie. Ons sê dit maar net, Here gaan ons saam met die Heilige Gees en met vuur. Kom ek hier sê, as jy nie van die Here vertel vir mense buite die kerk nie, is die vuur koud. Ja. Nee, pastoor, maar ek kan nie praat vir mense nie. Die dag nadat jy tot bekering gekom het, het jy nie een 3 kursus gedoen, is dit so? Jy het nie een evangelisasie kursus gedoen nie. Niemand het hier geleer van etiek as iemand vorentoe kom, hoe om met hulle te bid hier voor op die mat. Het julle dit gedoen die dag jy tot bekering gekom het? Nee. Maar die volgende dag nadat jy tot bekering gekom het, het jy vir almal vertel. En nou is dit nie so nie. Die dag toe Tannie sy hart vir die Here gegee, toe vertel almal, Tannie vir almal, sê ek het my hart vir die Here gegee. Toe gaan ons vol van die vuur van die Here, en ons praat met mense, en ons deel met mense, en ons sê vir luister, jy moet ook jou hart vir die Here gee, is lekker. Ja, amen. Dis die vuur van die Here. En ek wil vandag met u praat oor 5 dinge wat ons vuur steel. 5 dinge wat ons vuur steel, dan gaan jy miskien dink, ja, ek's alright. Ek sit nie in die kerk vandag, dis nie vir my bedoel nie. Ja, dis vir die mense wat nie is nie bedoel, maar is vir elkeen van ons ook bedoel. Ja, maar ek is alright, ek is vol van die vuur van die Here. Dit is so. Maar die gedeelte wat ons gaan lees, die grootste, kom ons sê dit soos Lede Christus Kerk het altyd gesê, die grootste backslide story gebeur met een van die apostels. Die grootste terugval en verloor van vuur gebeur met iemand wat saam met Jesus gestap het, wat die wonderwerke gesien het. Een van die 3 wat saam met hom ingegaan het, toe hy die dogter van Jairus lewendig gemaak het. Die grootste agteruitgang en geestelike vuur gebeur by die enigste persoon, mens, wat nie God is, wat op die water geloop het. Die grootste vuur verloor en agteruitgang gaan gebeur met hierdie persoon wat saam met Jesus op die berg geklim het, gesien het hoe sy liggaam verheerlik word, gehoor het hoe die stem sê, dit is my seun, luister vir hom. En ja, as die Heilige Gees by ons, maar kies nie een van ons op daai vlak nie hoor. As jy my sê, jy is op daai vlak, nooi my vanmiddag na die dam toe, of die swembad toe, loop daaroor, dan glo ek nie.
Maar nie een van ons is waar Petrus ooit was nie. So verloor van vuur kan met enigeen van ons gebeur. En voor ek begin wil ek dit mooi vir u verduidelik. As u die vuur van die Here het, verloor u dit nooit nie. As ek een keer die vuur van die Here hier binne my gekry het, verloor ek dit nooit nie. Dit verkoel net. Gisteraan het ons braaivleis gemaak en die vuur was warm. En soos dit daar aangaan, het die vuur kouer geword en die vuur verloor. Is dit nie so nie? As ek nou daar gaan, kan ek my hand in die vuur insteek, want dit is weg. Ons is nooit so nie, ons hou altyd so klein bietjie vuur. Maak nie saak hoe baie ons terugdraai na die wêreld toe. Ons het altyd die vuur van die Here. As die vuur eers daar is dit daar. Die vuur gaan miskien nie genoeg wees om my te red as ek heeltemal in die wêreld is nie, maar ek bly daar. Soos moet asseblief onthou dit, die vuur gaan nooit weg nie. So ek gaan vandag 5 goeders met die deel, dis wat ek nou in die 5 gesê het, ek sê die 5 vrouens, my 3 vrouens, maar gaan met die praat oor 5 goed in die Bybel. 5 goed uit die Bybel, wat ons wys hoe ons vuur verloor. En hierdie grootste, ek sê dis een van die grootste evangeliste, een van die grootste mense wat daar ooit was, verloor sy vuur. En die eerste ene van hierdie klomp, as jy wil neerskryf, ek weet aan die Ronel skryf neer, die eerste gedeelte waar ons vuur verloor, is wanneer dit gaan oor my liefde vir die Here, en nie die Here se liefde vir my nie. Dit klink miskien snaaks. Petrus kom hier, hy sê, Here, ek sal vir u sterwe, Here, ek sal u nooit verraai nie, Here, ek sal altyd by u bly, maar dit gaan oor ek. Het het raak gelees. Jesus sê, julle almal sal my verraai, en Petrus kom en hy sê, al sal almal wat aanstoot neem, ek sal nooit aanstoot neem. En die Here sê vir my, jy gaan my verraai, die haan gaan 3 keer kraai, en hy kom en hy sê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloor. Jy sien, dit gaan oor sy liefde vir die Here. En dis nie verkeerd om liefde vir die Here te hê. Maar dit moet altyd gaan oor sy liefde vir my. Dit moet gaan oor wat hy vir my gedoen het. As ek net vir u die ander gedeelte of die kontras kan wys, gaan lees Johannes. Johannes skryf, en hy praat van homself. Hy skryf van die disipel wie Jesus lief gehad het. Hy praat nie van, hy het Jesus lief gehad nie. Hy sê, Jesus het hom lief gehad. Jy sien, hy het 'n openbaring gehad, dis hoekom Jesus hom op die openbaring geskryf het. Maar hy het 'n openbaring gehad. Dit moenie gaan oor my liefde nie. Dit moet gaan oor sy liefde. Wanneer ek sê, ek sal dit en ek sal dit, en hierdie het ek gedoen, en ek het begin roem om dit wat ek gedoen het vir die Here, dan verloor ek vir my vuur. Petrus skryf van ek sal, en ek is so lief vir u. En Johannes sê, hy het my lief gehad. Ek moet roem daarin dat Jesus my lief het. As jy uitstap en jy kom by iemand, en jy het niks om te sê nie, hoe dan sê hy, het julle geweet Jesus het my lief? Het julle geweet hy het vir my gesterf? Het julle geweet hy het vir my hare toegekom? Jy moet 'n opgewondenheid hê oor die liefde van Jesus vir my. Ja, ons moet vir die armes kos gee, staan in die woord. Jesus sê, waar jy nie vir die armes gegee het nie, het jy ook nie vir my gegee nie. Ja, ons moet ons tiende en ons offergawe gee vir die Here. Ja, ons moet goed doen vir hom, ons moet uitgaan en sy naam verkondig, maar dit moet nie gaan oor my nie. As dit begin gaan oor, ek het hierdie vir die welsheid gegee en nou kan hulle dit doen, of ek het hierdie vir die sondagskool gedoen, dan begin dit oor my gaan en nie oor die liefde van die Here vir my. Dis dit nie so nie. Het jy op my punt gekom en gesê, het gaan oor my. Miskien nie, jy sê dit dalk nie so prompt uit nie. My vrou het nou iets gesê hierso, en ek wil vir die teendeel bewys. Sy het gesê, het gevoel of die Here al, of het jy gesê, jy voel nie die kontak met die Here nie, ne? Okay. Weet jy wat is die geheim hoekom mense ophou om bid hier toe te kom? Weet jy wat is die geheim hoekom mense glad nie in my kerk te kom nie? Hulle sê, ek voel nie die Here nie.
Het jy al gesê? En het hulle gesê, ek het nie die Here gevoel. En dit is niks fout om dit te sê, ons moet die Here voel. Ons moet soek na sy teenwoordigheid. As ek bid, ag man, my arme moet reg. Jy weet wat ek. Ons moet die salwing voel. Dis die teenwoordigheid van die Here wat vir ons teenwoordig, né? Maar weet jy wat? Dit het al aangedink. Wanneer ek bid, dan is die Here bly dat ek in sy teenwoordigheid kan wees. Of ek nou iets voel of niets voel nie, ek moet nog steeds bid, want ek spandeer tyd saam met hom wat my so lief gehad het, dat hy vir my kom sterf. So dit moet nie gaan oor, elke keer as ek instap, moet ons hier opspring en die koor dans op die mat, en dan moet profesie uitgaan, en ons moet hande klap, en almal moet gesweet die uitstap, en die teenwoordigheid was nie, is niks fout met dit nie. Maar as dit nie gebeur het, moet ons nog steeds opgewonde wees. As ek nou bid ek te kom, dan is net ek. Of as ek 5 uur die oggend opstaan en is net ek. Dan moet ek opgewonde wees, want ek het die voorreg om die teenwoordigheid van die Here te wees. So die eerste stukkie ding wat ons vuur van ons steel, is as dit gaan oor my en nie oor die Here. As jullie opstaan en hy sê, ek het hierdie gedoen. En het begin gaan oor jullie en nie oor die Here. Dis hoekom mense sê, my regterhand, nie weet wat my linkerhand doen. Jy verstaan, ons moet goed doen, maar het moet nie gaan oor my nie, het moet gaan vir die Here. Amen. En hulle gaan van hier af verder en hulle gaan na die tuin toe. En Jesus kry sy disippels by, wat 'n paartjies ekstra ver saam. En Petrus is onder een van hulle. Al het hy 'n stukkie vuur begin verloor, want hy gaan weer op. En Jesus sê, bid saam met my. En hy los hulle en hy gaan so netjie verder. En hy bid en hy het 'n bedruktheid op hom. En toe hy terugkom, hy slaap hulle. So die tweede ding wat ons vuur van ons steel, as ons my gebedslewe aan die slaap raak. As ek nie meer kan bid nie, as ons gaan kyk in Lukas, dan kom Jesus, en hy sê vir hom, Simon, die duiwel soek jou. Het jy geweet, elkeen van ons kan iemand uit die doodheid opwek? Die geweet? Jy kan vanmiddag huis toe gaan, en jy kan iemand uit die doodheid opwek. Elkeen van ons. Weet jy, doen ons dit? Sou opbid. Want as my gebedslewe aan die slaap raak, dan wek ek die dooie ou wat ek afgelê het op. Jesus het nooit vir Petrus Simon genoem nie, behalwe daar. Want hy die ou mens gesien begin opstaan. Toe sê hy vir hom, ou mens, die duiwel soek jou. Maar ek het vir jou gebid. As daar een persoon nog ooit was, in all eternity, wat nie te gebid het nie, was het Jesus. Maar hy het gebid. As daar een persoon was, wat te besig was om te bid, was het Jesus. Maar ons lees waar goed gebeur, was daar vroeg en môre nog diep in die nag het hy gegaan en alleen gaan bid. Dan kom ons by die stukkie waar hy 5000 mense, mans en hulle vrouens en kinders, so kom ons sê 10.000 mense kos gegee het. En wat gebeur nadat dit gebeur het? Daar in die wonderwerk plaas wat ons in hierdie week het gelees. In ons Bybel, hè? As ek nou reg is. Ons lees, hy gee vir 5000 mense kos. En toe sit hy sy disippels op die bootjie en sê, vaar so lank oor, ek gaan 'n bietjie slaap. Nee, hy sê, vaar so lank oor, ek gaan bid. Jesus gaan verder in Lukas, nadat hy gesê, die duiwel het jou gesoek, hy sê, maar ek het vir jou gebid, sodat jy nie verlore gaan nie, in eie woorde nou, nee. So Jesus bid vir my en vir u. Weet jy wat beteken gebed vir ons na Jesus gesterf het? Weet jy die ou tempel gewerk? Daar was 'n buitegedeelte waar enige mens kon gekom het. Dis nou buite die tempel, ons al muur, dan kan enige persoon daar gekom het, né? Enige nie-gelowige, enige gentaal, enige ou wat nie 'n Jood was nie, almal kon daar kom. Dan is daar 'n afskorting waar net die Joodse mans kon ingaan. Niemand anders nie. So as jy nie 'n Joodse man is, kan jy daar ingaan nie. As jy vrou is, kan jy ingaan nie. As jy nie 'n Jood is nie, kan jy nie daar ingaan nie. Dis afgekordon net vir hulle. Net die Joodse mans kon daar gaan.
Dan is daar 'n volgende gedeelte wat toegebou is met 'n tekenwoord wat sê, indien jy nie hier mag ingaan nie, jy gaan ons jou doodmaak. Net die priesters kon daar aangaan, net die uitgesoekte leviete van die Here kon daar aangaan. Dis daar waar die troonbrode is, dis daar waar die tafel is, en die menorah is, dis daar waar die priesters die Here aanbid het. En dan is daar nog een plekkie. In daai vertrek is daar 'n laken gewees of 'n lap gewees, so dik soos 'n man se hand. Maar dit is nou nie so dik nie, hè? Dis so dik. So dik was dit geweef gewees. Dit kan nie sommer net skeer nie. En agter daar kan een persoon een keer die jaar ingaan. En daai persoon moet die hele dag moet hy offers bring, en as hy enigiets verkeerd gedoen het, dit weggevat kan word. Dan maak hulle tou om sy voet vas. En dan gaan hy daar uit, een keer die jaar, een dag. En as hy enige sonde het, dan sal hy dood neer, hulle trek hom aan sy voet uit. Daar's klokkies onder op sy klere gewees, en as die klokkies op, dan weet hulle, hy is gegaan, trek hom uit. Probeer jouself, jy staan 3000 jaar terug by die tempel, daar buitekant, en iemand vat jou in die hand en sê, kom saam met my. En die stap saam met hom in, daar waar al die Gentiles, daar waar al die nie-gelowiges, nie Jode mag gaan nie. En dis nog oké, want ons kan daar kom. Maar dan kom hy nou daar, wat net die Joodse mans kom, en hy is besig om mee te trek, om maar in te gaan. En hy sê, ek mag nie, ek sê, is oké, jy saam met my. Probeer ek self dit. Nou stap jy daar. Ag, kom maar nie, ek gaan jou nou van, kom. Sy is min geloof nie. Sy gaan dan in die kerk op die toer. Nou hy het jou aan die hand, en hy trek jou in daar waar nie die Joodse mans mag kom, daar kom sy nou in. En dan kom hy daar by die bordjie wat sê, as jy nie mag ingaan, ek gaan ons jou doodmaak. Dan net die priesters gaan daar, nou stop jy, want jy wil nie ingaan nie. Hy sê, is oké, jy saam met my. En jy stap tussen die priesters, jy sien die menorah, jy sien die troonbrode. En dan kom jy daar, by daai teken, daai ding waar hy hang, wat so dik is soos my hand, en hy is besig om het weg te trek, en jy stop, want jy sê, as ek daar gaan, dan gaan ek dood. Hy sê, is oké, jy saam met my. Nou gaan jy daar, in die teenwoordigheid van die Here, daar waar die ark is, daar waar die versoeningsdeksel is, en jy sien die teenwoordigheid van die Here daar sien, dan sê hy, hey man, daai wat saam met my is, lyk nog al die sê. Halleluja. Dis wat het beteken om te bid. Dit beteken, ek kan daar gaan tot in die teenwoordigheid van ons koning. Maar weet jy wat? Die laken, die toewei, of die kombers, waar hulle ontslaap, raak soos klippe wat nie van my kan afkom nie. Ek gaan net nog 10 minute slaap. Ek sal môre weer by. My 4 keer raak so 'n bietjie minder. Die hitte wat ek veronderstel is om saam met my te dra, raak in die slaap. En Simon staan op hier agter my. En nadat hulle in die tuin was, toe kom die wagte en hulle vang vir Jesus. En wat maak al die disippels? Hulle hardloop weg. Soos bang kinders. Bang om pas laat te kry. En as ons nou 'n bietjie verder gaan in die woord, aan vers 58 toe, dan staan daar en Petrus het hom van 'n afstand af gevolg. En Petrus het hom van 'n ver af gevolg tot by die paleis van die hoofpriesters. Die derde ding wat ons vier steel, as ons die Here op 'n afstand begin volg, nie naby nie. Jy sien, tot op hierdie stadium was dit lekker geweest, want dit is lekker om by die Here te wees as hy wonderwerke doen, is dit nie? Kan jy dink, ons kry ou hier wat in 'n reistoel is, ons stel hom op in die krag van die Here, dan gaan dit lekker wees. En dit is lekker om te sien hoe Jesus Lazarus uit die dood uitroep en sê, Lazarus, kom eens aan. Hou op terugmaak in die grot, kom ek. En dan kom Lazarus, is lekker. Is lekker, want dit word gereken as een van die 12 wat by Jesus is. Is lekker, want ek word gereken, ek kry baie Facebook likes op my post, want ek kan al my goed van die Here opsit, en ek kry baie followers in my Instagram, loop oor en ek word 'n influencer. Die ouer mense wat dan nie verstaan. Dis as jy 'n groot vriendegroep het. Ek word 'n influencer, en is lekker, want ons beweeg saam met die krag, en saam met hierdie Here wat al hulle goeders doen, verbeel ek self, Jesus
moes nou hier gewees het, hoeveel kameras en hoeveel goeders er hier gewees het om hom af te neem. En as ek net langs hom kon staan en mooi lyk, dan kan ek ook miskien in die kamera wees. En dis lekker en dis gemaklik. Maar jy sien, toe Jesus gevangen geneem word, toe volg hy hom op 'n ver afstand. Want nou beteken dit nie meer lekker nie. Nou beteken dit as ek naby die Here is, kan ek miskien doodgaan. Jy sien, ek wil hom op 'n ver afstand volg, want ek moet een keer 'n week by die kerk uitkom, want dan is ek safe. Maar die res van die week, dan wil ek nie so naby die kerk wees, want dit is so lekker. Ek is so half 1 voet in die kerk en 1 voet in die wêreld. En ek volg Here se pas. En die 4 keer van ou binne. Want ek kom nie naby die Here nie. Want net as ek blind kom, moet ek iets doen. Net as ek naby hom kom, is daar iets wat moet gebeur. En dan gaan my lewe wat so oorkom. Ons in Suid-Afrika weet nie wat vervolging is nie. Ek praat hier van regte vervolging. Ons weet nie wat dit is om, as ons die Here dien, die weermag in te storm, en ons allemaal te gryp, en die tronk te gooi as ons gelukkig is. As ons nie gelukkig is, dan skiet hulle maar van ons. Dis wat in alle lande gebeur. As ek nie glo nie, sal ek weer vir hom hande skryf van oud en dors, en ek kom verduidelik hoe dit werk. Ons weet nie van vervolging. Ons mag nie by die werk opstaan en sê, die Here is my herder, maar ek kan nog steeds by die werk instap met die hemperings nie. Ons weet nie van vervolging, maar Paulus kom hier en Petrus kom en hy volg die Here op afstand. Want as dit naby is, gaan het moeilikheid wees. Jy sien, dan raak ek ongemaklik. En ek wil dit moet lekker wees, ek wil followers. Jullie wil 50 followers. Elke dag my. Môre nog 50. En ek sê nie influencer, ek glo my, ek niks vir dit doen. Maar as ek die Here op 'n afstand begin volg, dan raak my 4 keer binne my bietjie klein. Of bietjie koeler. En net nadat hierdie gebeur het, kom Jesus by die paleis aan. En Petrus gaan, en dis die volgende ene. Hy gemaak sy hande warm by kunsmatige vuur. Die 4de ding wat ons vuur van die Here steel, is wanneer ek my kunsmatige of wêreldse hitte myself weer warm maak. Jy gaan sien hoe vinnig begin die agteruitgang nou kom. Petrus kom daar en die vuur wat veronderstel is om warm hier binne om te wees, die vuur wat veronderstel is om die ander om aan te steek, is nie weg nie, dis nog daar. Maar sy hande is bietjie koud, nou gaan staan hy daar by die vuur en hy sê vir hom, hoorie. Jy is dit mos jou van hulle. En het gaan so erg dat hy begin vloek en sê, ek weet nie waarvan julle praat nie. So wanneer ons by die kunsmatige goeders van die wêreld onsself probeer warm maak, en nou gaan ek 'n paar goed doen, en hulle sê ons in Engels, it's no particular order. Soos nie, dis net van die goeders man. Ag nee, pastor, ek kan nou 'n job toe gaan. En ek kan 'n paar drankies drink. Jesus het tog die water in wyn verander. Jy weet, ons leer dit mooi verduidelik oor. Maar ek het nie so mooi gehoor dat hy gesê het nie. Ek het gehoor, hy het gesê Jesus het die water in wyn verander. So, dis al wat ek gehoor het. So as ek 'n paar drankies drink, solank ek nie heeltemal dronk raak kom nie sporaai. En ek kan daggerook, maar staan ergens in die Bybel ek mag nie daggerook. Dit staan nie daar. Dit impliseer dat op 'n paar plekke, maar pastoor wys my in die Bybel waar dit staan. En ek maak myself warm met hierdie kunsmatige goedjies. As ek by die werk is en ek flirt met die ingaal, as ek mos al raai, dan gaan mos nie oor my iets gebeur toe nie. Here sê as jy in jou gedagtes gedink het om iets met daar te doen, dat jy dit klaar gedoen. Ja, amen. En ek maak myself gemaklik met hierdie goed wat niks met die kerk te doen het, of ek probeer myself gemaklik maak met dit. En my 4 keer raak al kleiner. En dit wat ek vir Here moet doen, raak al minder. Dit wat ek vir Here kan doen, raak al minder. Dus die 4 dele, die eerste ene is,
oor my liefde gaan vir hom en nie oor sy liefde vir my nie. Die tweede ene is as my gebedslewe wat nie slaap raak. Die derde ene is as ek die Here op 'n afstand volg. Die vierde ene is as ek myself begin warm maak met die wêreld se kunsmatige hitte. Die laaste ene is toe Jesus vandag gevat word hy gekruisig. En as Johannes 21 gaan lees, staan Petrus op in die middel van die res van die disippels en sê ek gaan visvang. Jy sien, wanneer ons heeltemal omdraai, terug na ons ou lewe toe, verloor ons op 'n stukkie van die vuur. Maar weet jy wat gebeur? Wanneer ek by my ou lewe kom, dan is dit wat daar was, leeg. Want daar staan hulle die hele aand vis gevang en hulle het niks gevang nie. Jy sien, dit wat ek gedrink het, bring my nie vreugde meer. Die dag wat ek rook, maak niks meer aan my. Die flirt wat ek flirt met die girl beteken niks meer, so het gaan oor na die volgende stapie toe. Ek drink meer. Ek rook sterker goed, ek begin goed inspuit. Want ek probeer met my ou lewe, die versadiging kyk wat ek gehad het en dit gebeur net en dit is leeg. Dis leeg van die verterende vuur van die Here is nie weg nie. Dit brand nog so klein bietjie hier binne in my. So niks wat ek doen, niks wat ek probeer, gaan weer regmaak. Het jy gewonder hoekom as mense terugval? Is daar so baie van hulle wat self probeer? Want ek kry nie die satisfaksie by my ou lewe wat ek gehad het. Dis leeg. En nou is ek nie by die Here nie, en ek kry nie geluk hier nie, en wat maak ek nou? En ek doen dit al hoe erger, tot ek 3 bottels brandewyn op 'n aand drink, en dit maak niks nie. Ek word dronk, maar ek vat nie daai pyn en daai ongemaklikheid weg nie. Ek sê nie, as jy rook en as jy drink, dan het jy niks van die Here, en ek sê, dis 'n proses om by die Here uit te kom. Maar as ek terugdraai na daai goeders toe, as ek heeltemal los was in die Here, en ek gaan terug, en ek sê, nou gaan ek drink vir die eerste span. So ons sê boerskool. Nee, jullie is ons skilpad braai. Weet jy wat 'n skilpad braai is? Dit is meer kop as vleis. Ons drink vir die eerste span. Nou drink ek, en dit beteken niks, en dit maak nie die gat die binne in my toe nie, want my nek bly leeg, daar kom niks vis in nie. Ja, amen. En al wat van die vuurtjie oorbly, so klein flikkertjie. Dat al die goed van die wêreld wegbrand. Al die geluk van die wêreld wegbrand. Weet jy kom as ons regtig sonde doen, dan gaan dit swaar met ons, en as die wêreld buite sonde doen, beteken dit niks nie. En dit het ek al oomblik gekry. Ek het byna nog baie stout gewees. Ek dink gelukkig ek het dit uitbly, maar ek dink baie van die goed ek het byna gedoen het om dit nie van te doen. Hy het dan meer geweet as ons besef. Maar baie van die goed. Maar om dit net nooit my duidelik op slaag gegee. Hy het byna so duidelik op slaag gegee, byna te sy kind. Maar hy het die vinger op my gelê. En dit is presies dieselfde met die Here. Wanneer ons sy kinders is, Amen. wat ek in die wêreld is, en ek kom eendag daarvoor om gaan en sê, ken jy nie, gaan daar. So wanneer ek sleg doen, gaan ek bietjie swaar, sê dankie Here, my vuurtjie brand nog, dat ek reg word. Ja. Dalk steek die Here die vuur van agteraf aan ons. Ons het altyd geglo dat ons 'n pypie tussen ons beide en ons oor, as ek verstop word, dan slaan my kwam en dan kom al die vuil goed uit en dan is weer. Dalk slaan die Here ons beide baie keer, maak my vuurtjie warm en maak ons oorloop. Maar weet jy wat die goedheid en die grootheid en die krag van die Here is? Hy kom daar. En dink nou by jouself van Matteus, ek dink is Matteus 1 of 2, het hy dieselfde gedoen. Hy kom by die oefen en sê, Blikke, hoeveel vis het julle? Niks. As julle net niks vis het. Wat sê Jesus? Gooi net in die ander kant uit. Jy sien Jesus kom, al het ons net so klein flikkeringkie oor van 'n vuurtjie, kom Jesus en sê, hey, waarmee is jy besig? Ek het jou nie geroep vir visse nie, ek het jou geroep vir mense. Ja.
En Jesus sê, gooi hom net aan die ander kant uit. Die begin van Matteus aan die regte kant. So hulle was mos seker gewoond om links te vang. Hierdie elke was manier om te vang, né? Hulle was mos seker gewoond om links te vang. Jesus sê, gooi die net aan die ander kant. En ek dink toe hy begin sê, toe begin hulle besef wie dit is, en hulle gooi die net aan die ander kant uit. En in Johannes staan, daar was baie vis, ek dink 145 of 153, hoeveel ook al. Dit beteken dat daar was baie visse. En Petrus besef, ek is nie geroep om visman. Ek is nie geroep om in die wêreld te wees nie. Ek is geroep om vir hom te werk. En hy het nie kans hy het nie gewag hoe die visse intrek nie, hy het nie gewag hoe die net skeer nie, hy het nie 'n roeispaar gegryp en begin roei nie, hy het sommer in die water gespring en uitgeswem. En toe hy daar kom, toe sit Jesus, met 'n vuurtjie met 'n visie op, en sê, kom sit, eet saam met my, ek het nie nodig om my net uit te gooi, en iets te doen. Ek steek my hand in die water, ek haal my, maak die visie weer gaan. En hy restoreer die vuur wat in 'n man veronderstel is om te wees. Restoreer hy op een slag. Al daai 5 goed wat die vuur gesteel het, is weg. En hy sê, het jy my lief? Hy sê, ek het jy lief. Hy sê, het jy my lief? Hy sê, ek het jy lief. Hy sê, het jy my lief? Hy sê, Here, U wat alles weet. U sien dit gaan weg van Petrus af na Jesus toe. Here, U weet alles. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor U. U weet alles. U weet dat jy lief het. En nadat Jesus vir hom gevra het jy my lief? En ek besef, dit gaan oor U wat vir my moet lief wees. En alles wat om U, toe het hy nooit weer teruggesak nie. Toe het hy nooit weer teruggeval nie. Hy het van daar af gegaan en die evangelie vir hom gaan verkondig, so ver soos wat hy gegaan het. Hy self doodgemaak vir die evangelie, soos wat hy gesê het hy gaan word. Maar omdat hy die Here bly volg het in sy alles. Omdat hy die vuur wat hy veronderstel was om te gehad het, lewendig. Ek kan nie vir u sê waar u vandag is, of wat die gedeelte is. Het u die volle vuur, hou. Skree soos daai papa, ek het my volle vuur. Alles gaan oor u. Het u miskien geskyk na die eerste plek, waar meer om u liefde gaan vir hom, as sy liefde vir jou. Het jy dalk geskyk daar, waar ons gebedslewe bietjie begin sluimer, voordat hy die slaapplek maak het reg. Het jy miskien daar gekom, waar jy Jesus op 'n afstand volg, of jy begin warm maak met die kunsmatige goeders van die wêreld. En ek seker van niemand van die wat hier sit, het heeltemal teruggedraai na 'n ou lewe, want as jy nie gewees het nie, so is definitief nog nie daar nie. Maar waar hy is, kom by die Here en sê, Here, volg ek. Here, ek wil nie my vuur verloor. Here, ek wil nie op 'n plek kom waar ek moet terugdraai na die wêreld en ek amper moet doodgaan voor ek weer by U uitkom. Here, ek wil nie volg ek. Die alles van die vuur hier binne my het. All to Jesus, I surrender ons, my liefde nou sing. Frans, ek kyk vir die woorde. Amen, come on, last talk, sê jy?